Ek gaan vandag so 'n bietjie iets anders doen. Dit is natuurlik weer die solidariteit wêreld. Maar ek gaan nie 'n inleiding doen of enige iets vreemds nie, want ek wil maar eintlik net praat. So ek weet plus minus wat ek wil sê, maar hoe ek dit gaan sê is ek self nou nuuskierig oor. Ek wil 'n persoonlike ding vandag hanteer en dit gaan oor solidaritetslede. Solidaritetslede is eintlik maar net eenvoudig helde. As jy kyk na 'n solidaritetslid, is dit mense wat ongelooflik hard werk. Hulle is in die werksplek en hulle loop daardie ekstra myl. Dit is nie net onderwysers nie, dis nie net ambagslui nie, dis nie net prokureurs nie. Dit is mense wat regtig iets ekstra doen. En dit is hoekom hulle helde is. Ek onthou destyds toe die brekers Eskom gesaboteer het, was dit solidaritetslede wat die aand in die kragstasie gestaan het om die ligte vir die land aan te hou. Ek weet hoe solidaritetslede, indien daar 'n mynongeluk is, eerste is, hulle is in die protospan en hulle gaan help die in nood ondergrond. Ek weet die solidaritetslede wat onderwysers is die juffrou wat daar die eerste of die ekstra myl stap vir kinders. En so kan ek aangaan. Daar is net daardie onderliggende werksetiek. Dis net eenvoudig deel van hulle. En dit is hoekom hulle eintlik die helde in die werksplek is. En dit is ten spyte daarvan dat hulle swaar kry in die werksplek. Daar word teen hulle gediskrimineer. Eenvoudig op grond van die kleur van hulle vel. Dit laat hulle vervreemd voel. Hulle werk hard, maar hulle werksplek word vervreem. En dit is moeilik om te werk in omstandighede waar uitnemendheid nie meer die reël is nie. Dit is moeilik om te werk in omstandighede waar die werk gestop moet word of minder gemaak word as gevolg van regeringsmislukkings. En ons mense kyk so rondom hulle en hulle sien wat gaan aan in die wêreld, internasionaal in Suid-Afrika. En dan maak dit hulle moedeloos. Maar weet julle wat die wonderlike ding is? Ten spyte hiervan, ten spyte van regtig ook swaar kry, onsekerheid oor die toekoms, werk hulle hard. En daarvoor het mens net ongelooflike waardering. Maar dit is mense wat ook getrou elke maand hulle solidariteit lidmaatskap betaal. Maar dit is nie lede van solidariteit nie. Dit is 'n gemeenskap. Dit is 'n gemeenskap wat omgee vir mekaar. Ek onthou net so rukkie terug het ons sukses behalwe Oom Potty. Oom Potty wat in 'n hartseer ongeluk was by Denel. Teen die sisteem moes beklei net om die vergoeding te kry wat hy op geregtig was. En daardie sisteem is geveg deur solidariteit en ons het gewen. Maar dit is nie net Oom Potty wat wen in so 'n geval nie. Dit is almal. Almal is eintlik bly want Oom Potty het gewen. Toe Elana Barkhuizen destyds aangekla is onregverdig van rasisme. Sy is net 'n juffrou. Het sy gewen. Maar almal was bly want die gemeenskap het gewen. As ons die regering 'n bloedneus gee oor hulle rasbeleide, is ons almal bly want ons het die regering bloedneus gegee. Solidaritetslede is dus mense wat saam staan, wat mekaar sterk maak, wat sê ons is 'n gemeenskap. En dit is helde. Maar weet julle wat nog meer is? Ek onthou ek was so 25 jaar terug, was ek deel van 'n toer na myne toe, fabrieksvloere toe, oral in die land. Toe het ons lede gevra om elkeen R10 'n maand ekstra te gee, deel van hulle lidmaatskapgelde.
En daardie R10 het toe gehelp. Maar weet julle wat's merkwaardig is 25 jaar gelede gewees. En ek het hierdie jaar praat ek met akademia studente, eerstejaars. En hulle is nou jonger as 25 jaar. So dit beteken dus, hierdie solidaritetslede het gesê, ons wil hierdie eerstejaars help, maar toe was hulle nog nie eers gebore nie. En dis die krag van 'n gemeenskap. Dit is mense wat sê, 'n volgende geslag wat nog nie eers gebore is nie, ons sal hulle help. Wat vir my so mooi was destyds, is hierdie solidaritetslede, gewone mense wat werk. Ek het gedog hulle gaan so 'n bietjie meer weerstand bied, want hulle moet nou ekstra lidmaatskapgeld betaal. Die teenoorgestelde, daar was opgewondenheid. Later het hulle ook elkeen R5 'n maand ekstra gegee. En daardie R5 'n maand het gehelp met studiegelde. En vandag word daar amper R70 miljoen per jaar uitbetaal aan behoeftige studente. Dit is mense wat ons ken nie eens hulle name nie. So 'n solidaritetslid gee R5 vir iemand anders se kind wie se naam ek nie eers ken nie. Ja, sien, dit is 'n held. Dit is ongelooflik sterk. Dit is 'n gemeenskap wat mekaar help. So wat doen ons dan met die R5 en die R10 solidariteit lidmaatskap? Ons gaan net eenvoudig uit en ons help. In die eerste plek veg ons veg hierdie regering se malraswette. Ons veg vir lede. Daar's ongeveer 1000 lede, bietjie meer as 1000 lede wat elke jaar gehelp word op hierdie stadium. Is daar omtrent 1000 sake. As jy dit alles bymekaar tel, deur die jaar is dit nog meer. Wat gehelp word, mense wat in nood is. Ons wen so 90% van die sake. So in 90% van die gevalle was daar 'n onreg gepleeg. Maar dit is nie net die 1000 plus wat bly is dat hulle gehelp is nie. Dis die 200,000 solidaritetslede. Want volgende keer is dit weer ek. Dan help jou lidmaatskap my weer. En so help ons mekaar. Met daardie R5, die R10, die lidmaatskapgeld, bou ons 'n Soltech, die beste kampus in die wêreld. Met daardie R5 en die R10 gaan ons bou 'n akademia. En nou is ons besig om 'n kampus te bou vir akademia, eerste fase R1,8 miljard, tweede fase R3,2 miljard. Dit was jou geld gewees. Met jou geld bou ons 'n Bo-Karoo opleiding. Met jou geld help ons die Helpende Hand opleidingsinstituut om versorgers op te lei. Dit is alles omdat jy help. Met daardie boufonds het ons gehelp om Marula Media sterk te maak. Met daardie boufonds help ons 'n hele infrastruktuur. Ons het uit ons lidmaatskap 'n nuwe platform gebou. Daar is 4000 werkgewers wat op die oomblik daar is wat poste adverteer. Ons bou beroepsnetwerke. Dit alles danksy jou bydrae. En ons is 'n gemeenskap. Wat hier gebeur is dus nie solidariteit wat dit doen nie. Dit is nie solidariteit werknemers wat dit doen nie. Ons fasiliteer dit net. Dit is solidariteit lede. Dit is solidariteit lede wat akademia bou, wat Soltech bou, wat mekaar help, wat die regering veg. Wat hard werk in die werksplek, wat 'n verskil maak as ander breek. Wat vir mekaar hoop skep. Solidaritetslede wat dit doen. So, vandag wil ek bloot maar net eenvoudig sê, hoorie baie daai, dankie. Dankie aan almal wat help veg, almal wat help beskerm, almal wat help bou. Dis die krag van 'n gemeenskap. Solidaritetslede is helde en hierdie week wil ons hulle bloot salueer. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.